Goeiemôre, vandag is Saterdag, die 26ste April 2025. Ek is Jacques Pieters. Hierdie is Brood vir die Siel 0720202615. Jy weet, daar's 'n ding wat omgaan deesdae, 'n video en is op YouTube en word oralsters herhaal en gedeel en 'n klomp mense het my nou al gevra en vir my die video's gestuur van hierdie ou wat nou sê hy is bo Christus en alles. Mense, dit is nie die anti-kris nie. Dit is nie die groot anti-kris wat almal verwag nie. Hierdie man is maar net deel van wat die Bybel ons oor waarsku. Daar gaan baie anti-kriste kom. Daar gaan baie mense kom wat sulke tipe goed verkondig. Hierdie is maar net deel van die dinge wat gebeur. Onthou, ons is nog steeds in die tyd van smarte en Jesus het ons gewaarsku in Matteus 24 vers 1 tot 14. Pas op dat niemand julle mislei nie. Eerstens. En dan sê hy dat die wêreld gaan liefdeloos word. Die wêreld gaan begin om allerlei dinge te volg. Die wêreld gaan mense opbring wat sê hulle is iets, maar hulle is nie iets nie. Hierdie persoon sê net hy is bo Christus. Hy is bo enige ander geloof. Hy is nou bo alles. Hy maak van homself as een of ander groot ou wat bo enige profeet of enigiets is wat ooit gelewe het. Maar hy is nie die anti-kris nie. Daar gaan baie anti-kriste kom. So waarsku die Bybel ons. Baie mense gaan voorkom en sê hulle is iets en hulle gaan wonders doen. Hulle gaan groot dinge verrig, sê die Bybel. Maar hierdie man is nie die anti-kris nie. Jy sien, as ons op Openbaring lees, dan sien ons in die begin van Openbaring is daar die waarskuwings aan die gemeentes. En ons is nou in daai tydperk waar die gemeentes gewaarsku word. Ons is in daai tydperk van die 4 perde. En nee, die wit perd is nie die anti-kris nie, want volgens Openbaring doen daai wit perd en sy ruiter niks wat die anti-kris doen nie, niks nie. Daar is geen teken dat dit die anti-kris is, enige plek in die Bybel nie. Daar is geen teken dat daai ruiter op daai wit perd, ewen in Openbaring 'n deel het van die anti-kris nie. Jy sien, later eers kom die draak en die dier uit die see en die dier uit die aarde. Later, eers hierso by hoofstuk 9, begin die anti-kris te voorskyn kom. Maar tot dan toe gebeur daar vreeslike dinge wat ons noem die tyd van die smarte. As jy Matteus 24, 1 tot 14 gaan lees en jy sien die volgorde wat Jesus Christus praat, wat hy waarsku, wat hy sy disippels sê, pas op vir hierdie dinge, pas op dat niemand julle mislei nie, sy eerste waarskuwing. Dan sê hy, daar sal gerugte van oorlog wees, daar sal oorlog wees, die een nasie sal teen die ander nasie opstaan, daar gaan pestsiektes wees, daar gaan hongersnood wees. Hy sê al hierdie dinge gaan kom nog voor die verdrukking. En hierdie 4 perde is presies wat dit bring, voor die verdrukking. En uit hierdie 4 perde uit gaan daar 'n 4de van alles wat lewe, sterwe, voor die verdrukking. Jy sien die wit perd wat Openbaring van praat. Die ruiter het 'n kroon op sy kop en hy het 'n boog. Hy het nie pyle nie. Sy krag is dood. Dis 'n valse lering wat hierdie wit perd is. En ons sien dit vandag, daar's valse leringe, want mense volg goed, mense glo goed, want hulle lees nie hulle Bybels nie. Dis vir my skokkend om te sien hoeveel mense vra vir my, is hierdie man die anti-kris, wat die video rondgaan van die ou wat nou sê hy is bo Christus. Hy sê nie hy is Christus nie, hy sê hy is bo Christus. Luister mooi. Dis vir my skokkend om te sien hoeveel mense my nou sy video's gestuur het en vir my gevra het, is dit die anti-kris? Mense, as jy nie jou Bybel lees nie, gaan jy mislei word. As jy nie jou Bybel lees nie, gaan jy nie krag hê nie. Jy het nie 'n swaard om te beklei teen die bose magte nie. Jy het nie 'n swaard waarop jy kan staan nie. Jy het nie 'n swaard waarop jy kan staat maak nie. Jy het nie 'n skild van geloof om vuurige pyle van die duiwel af te keer nie. Hou op alles glo en lees jou Bybel. Hierdie man is nie die anti-kris nie. In Openbaring is die wit perd ook nie die anti-kris nie. Daai is
die misleidende woorde, die valse leringe wat deesdae rondgaan. Uit daai 4 perde uit is 'n vierde van alles wat lewe dood. Wat doen daai wit perd wat die antichrist is? As jy verder lees, by hoofstuk 9, dan sien jy, die 2 getuies word doodgemaak. Openbaring 9 vers 15 sê, toe is die 4 engele losgemaak wat gereed gehou was vir die 4 en dag en maand en jaar om 1/3 van die mense dood te maak. So nog 1/3 van die mense nog sal sterwe. Dan eers in 11, hoofstuk 11, lees ons van die 2 getuies. En hierdie 2 getuies gaan vir 3,5 jaar by die plein praat. Hulle gaan mense pynig met woorde en met kragte. Hulle gaan dinge doen wat die mense haat. Die mense gaan vir hulle kom probeer doodmaak. Mense gaan nie meer die woord van die Here wil hoor nie. Jy sien, vers 6 van hoofstuk 11 sê, hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dag van hulle profesie geen reën val nie, en hulle het mag oor die waters om die bloed. Wanneer ons Matteus 24 lees, dan sien ons 1 tot 14 is 'n tyd van smarte. En dan van 15 af, waar daar sê, 'n duidelike waarskuwing is, dit waaroor Daniël ons gewaarsku het gaan plaasvind. En wat moet gebeur, die teken van die groot verdrukking, is wanneer daar waar die duim op die oomblik staan, daai geboue moet vernietig word, sodat die nuwe tempel daar gebou kan word. Want dit is presies waar die ou tempel gestaan het. Presies daar. Dit moet vernietig word. Jy sien wat die Bybel in vers 15 verder van Matteus 24 sê daar, die mense in Judea gaan moet vlug. Jy sien hulle gaan moet vlug, want hulle word aangeval. Hulle moet vlug. En dan natuurlik gaan hulle die tempel herbou, die 3de tempel gaan daar gebou word, op geen ander plek nie, daar. Maar omdat daar ooreenkomste is tussen verskillende volke en gelowe, kan niemand nou op die oomblik daai geboue breek nie. So die 3de tempel kan nie gebou word nie. Terwyl die 3de tempel gebou word, gaan die 2 getuies daar staan en praat, en hulle gaan die woord van God verkondig, en wanneer hulle hul getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, wat ons lees in hoofstuk 13 vanaf vers 11, dan sal hy kom en hulle doodmaak. Hy gaan oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook ons Here Jesus gekruisig is, en mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die 2 profete die bewoners van die aarde gepynig het, met woorde en krag. Jy sien van hierdie hoofstuk Openbaring 11 vers 3 staan daar, en ek sal aan my 2 getuies gee, dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Dis 3,5 jaar. 3,5 jaar. Vanaf die groot verdrukking begin, wanneer die tempel begin bou word, tot in die middel van die groot verdrukking. Dan eers word die beeld van die antichrist gemaak, so die mense dit aanbid, en die wat nie die merk ontvang in hulle hand of op hulle koppe nie, gaan gedood word. Gaan lees jou Bybel. Hier is nie 'n storie wat ek opmaak nie. Nog niemand is die antichrist wat almal verwag, wat op die troon van God wil sit in die tempel nie. Die tempel is nog eers gebou nie. Hou op alles glo en lees jou Bybel. Hou op val vir alles en vertrou God. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons dank U, Here, dat U 'n God van waarheid is, dat U woord waarheid is. Here, ek vra dat U elkeen se ore en oë sal beskerm in hierdie dae, Here. Elkeen wat op U vertrou. En hulle sal help om hulle Bybels te lees, Here, met 'n oop verstand. In Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel. Lees jou Bybel. Dis jou swaard. Groete.